wonder of jy al ooit na die einde van 'n lang dag of 'n besige week by die huis gekom het en net op die rusbank gaan lê het, amper soos hierdie foto in die agterkant, waar dit vir jou gevoel het, ek is so moeg. Ons is in die middel van 'n jaar en dalk is daar heelwat van ons wat tans so voel. En dis 'n moegheid wat baie diep is. En ek seker meer as een van ons het dit al ervaar. Dis 'n moegheid wat jy nie kan afskud bloot net deur 8 ure te gaan slaap of 'n naweek weg te kan hê nie. Dis 'n diep moegheid. Daar's natuurlik baie dinge wat hierdie moegheid in ons lewe veroorsaak. En ons kan vir mekaar minute en ure besig hou deur te praat oor al die redes wat hierdie moegheid in ons lewe veroorsaak. Maar ek dink een van die redes is wat mense noem wanneer hulle ons tyd beskryf. Daar word gesê dat ons woon in 'n tyd, ons leef in 'n tyd wat beskryf word as 'n oseaan van klanke. Met ander woorde, daar's baie stemme wat na ons kant toe kom. Jy en ek word elke dag blootgestel aan soveel inligting en soveel stemme, en dit veroorsaak 'n diepgaande moegheid in ons. Een stuk navorsing wat baie wyd verspreid is, sê dat die gemiddelde persoon word elke dag blootgestel aan 74 gig inligting. Nou ek moet bely, toe ek het die eerste keer gehoor het, so 2 weke terug, toe ek het gelees het, toe voel dit vir my soos min inligting. En toe vra ek maar, maak dit vir my meer prakties. Hoe lyk 74 gig se inligting? Kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde van hoe hierdie inligting lyk. 74 gig is gelykstaande aan 16 vollengte films wat gekyk word in die loop van 24 uur, aaneenlopend. Daai klanke en beelde wat ons inneem. Dis die hoeveelheid inligting wat ons inneem per dag. Maar kom ons dink nog aan, hoe lyk 74 se inligting? As jy moet dink aan foto's, is dit die beelde van ongeveer 18.500 tot 24.000 foto's, hoë definisie foto's, se beelde wat ons inneem. As jy moet dink aan musiek, nou hier is die skokkende stuk statistiek. Hier is gelykstaande aan 50 dae se aaneenlopende musiek wat ons luister. Dis die inligting wat ons inneem per dag. Laaste voorbeeld. As jy moet dink aan dokumente, is dit gelykstaande aan 36.000 e-boeke se inligting wat ons inneem. Nou sit jy daar en dink, geen wonder ek lyk so nie. Eintlik moet ons elke dag so op die bank neerval. En jy en ek lewe in hierdie oseaan van klanke, van stemme, elke liewe dag. Hier is die uitdaging. Dat te midde van al hierdie inligting, moet ons elkeen elke dag besluite neem. Elkeen van ons. Van die jongste hier, en ek sien 'n paar laerskoolleerders, is van ons wat kleintjies het, wat agter daar in die familiekamer is, van die kleinstes moet ook besluite neem. Tot jy wat vandag hier sit en afgetree is. Elke dag besluite in hierdie oseaan van klanke. En daar's verskillende besluite wat ons moet neem. Daar's die besluite wat eintlik net jou lewe raak, wat jy vinnig kan neem, wat jy nie baie lank oor hoef te dink nie. Maar dan is daar besluite wat nie net jou lewe raak nie, wat dalk ook jou gesin se lewe raak, jou vriende se lewe raak. Hier's van ons wat besluite moet neem elke dag by jou werk. Strategiese besluite. Jy het 'n leierskapsposisie en jy moet ook namens die span soveel besluite neem.
Jou besluite bepaal dalk die rigting van jou maatskappy, van jou besigheid. Dis van ons wat ons eie besighede het. Elke dag het jy nodig om daai besluite te neem. Dalk strategiese besluite. Hier is soveel van ons wat leierskap ook uitoefen by hierdie gemeente, wat op ons bestuur is, ons finansiële komitee is, ons bedieningsspan. En ons besluite beïnvloed ook die rigting van hierdie gemeente. Die gemiddelde volwassene, hoor hier nou, die gemiddelde volwassene neem 35.000 besluite elke dag. Ek weet nie van jou nie, maar nou wil ek gaan lê. Hier is die vraag. Ons uitdaging is nie inligting nie. Ons het genoeg inligting. Ons uitdaging is onderskeiding. Om tussen al hierdie stemme God se stem te hoor. Sy leiding te hoor. Hoe ons besluite neem. Want hoe ons besluite neem is seker een van die belangrikste aspekte van ons lewe. Ons besluite, jou en my besluite, beïnvloed ons hele lewe. Vanoggend gaan ons kyk na 'n jong man in sy 40's, middeljare, wat as koning 'n belangrike besluit moes neem. En hy neem die verkeerde besluit. En hierdie verkeerde besluit beïnvloed nie net sy lewe nie, maar soveel mense se lewens rondom hom. As jy jou Bybel het, wil ek jou nooi om dit oop te maak by 1 Konings 12 vir ons skrifgedeelte, 1 Konings 12 in die Ou Testament. Terwyl jy so blaai, kan ek vir jou agtergrond gee oor hierdie gedeelte. Ons is besig by ons oggenddienste met hierdie reeks tydens die Julie vakansie op soek na 'n koning. En in een van die Ou Testament boeke, 1 Samuel, lees ons hoe die volk, net so 'n bietjie agtergrond vir hierdie tema, hoe die volk na Samuel toe kom wat 'n profeet is, en die volk vir Samuel sê, ons erken nie meer God as koning nie. Dis hulle manier van lewe. Toe ons net nou hierdie lied sing, hierdie aanbiddingslied, wat jy wil ek hê, toe spring daai woorde vir my uit wat sê, in liggaam, siel en gees soek ek u wil, Here. Met ander woorde, ek wil nie net u wil soek met my gedagtes, en ja, my gedagtes ook, my sielsvlak, my besluite, my geesvlak, maar ook my liggaam. Ek wil leef volgens u wil. En die volk kom na Samuel toe en sê, ons erken nie meer vir God as koning nie, ons wil 'n aardse koning hê, 'n politieke leier hê. Ons kyk rondom ons na al die volke, en hulle het konings, ons soek 'n koning, ons is op soek na 'n koning. En jy ken dalk die geskiedenis van Israel. Hoe die eerste koning, kan jy onthou wie die eerste koning was van Israel? Saul. Saul word gekroon as koning. Saul regeer vir 40 jaar. Na Saul volg Dawid vir Saul op. Baie interessant, Dawid regeer ook as koning vir 40 jaar. En is Dawid se seun Salomo wat hom weer opvolg as koning. Nou Salomo, ek weet nie van jou nie, maar hierdie week besef ek, as ek moet dink aan Salomo se koningskap, sou jy sê, dit was 'n positiewe koningskap of negatief? Vir baie lank het ek Salomo gesien as net positief. Maar Salomo se koningskap begin baie positief, maar dit eindig nie positief nie. Salomo is baie bekend vir sy weelderige en groot bouwerk, tempels, paleise. Maar dit het gekom teen 'n koste. Dat Salomo op stadium ook maak hy gebruik van dwangarbeid, waar mense gedwing word om te bou. Nou as jy gaan lees in die Bybel oor die bou van sy paleise en die bou van die tempel, baie interessant dat die bou van die tempel
het 7 jaar geneem, maar van sy persoonlike paleis 13 jaar lank. En vir hierdie jare gebruik hy dwingarbeid. Met ander woorde, hy vat mense van die gemeenskap, letterlik duisende mense. En vir maande voer hy hulle weg vanaf hulle plase, vanaf hulle huise, en hulle moet gaan deel wees aan hierdie bouprojek teen geen koste nie. Kan jy dink as jy vir 'n paar maande van jou plaas afgeneem word, van jou huis afgeneem word en sonder betaling moet jy werk aan die regering se bouwerk? Wat sou in jou binneste gebeur het? So daar was hierdie dwangarbeid, onmenslike ure wat mense moes werk. Maar nie net dit nie. Jy kan dink ook wat kos dit, hierdie weelderige bouwerk. En wie het betaal? Die mense het betaal. En daarom het Salomo baie hoë inkomstes geëis van mense, belasting geëis van mense. Die uitdaging in Salomo se tyd was nie net ekonomies nie, dit was nie net wat arbeid aanbetref nie, maar ook geestelik. Jy sal onthou, hierdie man het 1000 vroue gehad. En baie van die vroue wat hy getrou het, was van die buiteland. En hy het hulle afgode begin dien. So selfs sy hart, hy het tempels gebou vir die afgode, sy hart en sy gees het weggedraai van God af. Salomo, nadat hy vir 40 jaar lank ook koning is, Saul vir 40 jaar, Dawid en Salomo, sterf hy. En sy seun, Rehabeam, volg hom nou op as die volgende koning. Nou jy kan dink, die omstandighede waar Rehabeam koning word, is moeilike omstandighede. Want vir dekades was daar hierdie politieke, ekonomiese en geestelike druk. En op die dag van sy kroning, en dis wat ons lees in 1 Konings 12, kom daar 'n groep mense, 'n afvaardiging, en hulle het iemand wat namens hulle praat, met 'n groot versoek, na hierdie nuwe koning Rehabeam. Kom ons lees van die versoek, in 1 Konings 12 vers 4. Hy sê, "U vader het ons 'n swaar juk laat dra. As u nou die verpligtinge wat u vader ons opgelê het, minder maak, en so die juk ligter maak, wat hy ons laat dra het, sal ons u onderdane bly." Dit is 'n baie eenvoudige versoek. Dit is 'n eenvoudige en 'n menslike versoek, dat hierdie groep kom en sê, al wat ons van jou vra, hierdie is nou 'n nuwe era wat jy kan inlei. Jou leierskap kan 'n verskil maak. Al wat ons van jou vra, is dat jy belasting sal minder maak, en dat jy ons werkstyd net menslik sal maak. En ons sal lojaal bly. Ek weet nie wat jy kan onthou van wat was Rehabeam se reaksie toe hy die versoek kry nie. Hier is sy reaksie. Hy sê vir hierdie groep mense, gee vir my 3 dae om te dink oor hierdie versoek. Met ander woorde, 'n tyd van onderskeiding. Ek dink dit is baie wys. Ek dink dit is baie wys dat wanneer jy en ek voor 'n groot besluit kom, om 'n tyd van onderskeiding te gee vir hierdie besluit. Ek weet nie wat sy besluit moet jy tans neem nie. Weet jy, van ons wat dalk moet besluit oor watter skool gaan my kinders volgende jaar. Dalk moet jy besluit oor studies. Dalk is daar iets in julle werk wat gebeur, wat in jou hart werk, wat sê, maar jy moet trek, jy moet dalk na 'n ander dorp toe gaan, of 'n ander provinsie. Waar is die Here besig om iets in jou wakker te maak om 'n besluit te neem? 'n Onderskeidingstydperk is so waardevol, en hy sê, gee vir my 3 dae. Nou kom ek praat vir 'n oomblik oor onderskeiding. As ek nou vanoggend praat oor onderskeiding, dan praat ek nie van ons onderskei tussen wat reg en verkeerd is nie. Daai is baie keer die maklike besluite. Ek praat nie vanoggend van, moet ek steel, moet ek nou nie steel nie. Maar is soms daai besluite, en jy het 2 of 3 opsies, en albei hierdie opsies, of al 3 hierdie opsies, lyk vir jou ewe goed.
En jy het God se stem nodig, jy het onderskeiding nodig, om te besluit, maar watter van hierdie opsies? Dis die bekende prediker, Charles Spurgeon, en hy maak nogal die volgende opmerking oor onderskeiding. Ek lees vir jou sy aanhaling. Hy sê, discernment is not knowing the difference between right and wrong. It's knowing the difference between right and almost right. Jy sien, wanneer ek praat vanoggend oor onderskeiding, gaan onderskeiding nie net oor besluitneming nie. Ja, dit sluit besluitneming in. Maar onderskeiding sê dat ek kweek 'n lewe waar ek bewus is van God se teenwoordigheid en ek sien God se beweging. Ek kan dit sien, ek kan dit ervaar, ek kan dit onderskei. Dis waaroor onderskeiding gaan. Onderskeiding sê dat ek belyn my lewe, dis 'n ander manier om dit te sê, ek belyn my lewe, my wil, met die wil van God. En dis wat Rehabeam sê, geef my 3 dae om te onderskei. Nou, baie interessant, as jy moet dink aan Salomo, hy het 1000 vroue gehad, as jy moet dink aan sy kinders, hy moes baie kinders gehad het. Maar ek weet nie of jy kan onthou, hoeveel van sy kinders word genoem in die Bybel nie. Net 3. Rehabeam is die enigste seun van Salomo, wat genoem word in die Bybel. Salomo, wat meeste van die spreuke geskryf het, en praat oor wysheid, wat ook beskryf word as die mees wyste persoon wat nog ooit geleef het, baie van die spreuke word geskryf, en dit voel vir jou asof 'n pa praat met sy seun. En ek kon nie help dat my gedagtes gaan na Spreuke 23 vers 19 nie, waar hy sê, luister my seun, soek die regte insig, bly op die regte pad. En ek het nogal gewonder hierdie week, het hy dalk met sy seun gepraat, met Rehabeam gepraat, en sê, jy het nodig om God se stem te hoor, te sien, te volg. Jy het groot geword in hierdie huis, en jy het gesien die foute wat ek gemaak het, maar moenie daai pad stap nie. Soek insig. Rehabeam doen iets interessant. In hierdie tyd van onderskeiding, gaan sien hy mense, en hy maak sy lewe oop vir stemme. Net soos jy en ek, verskillende stemme het om na te luister, maak hy sy hart oop en sy gedagtes oop veral vir 2 groepe stemme. Aan die een kant wyse stemme, maar daar was ook dwaase stemme. En ek wil vir die res van vanoggend net vinnig kyk, maar wat is die kenmerke van wyse stemme, as ons ook besluite moet neem, en die kenmerke van dwaase stemme. 1 Konings 12 vers 17 lees ons, hy gaan toe na, heel eerstens die eerste groep waarna toe hy gaan, is hulle noem die ouer manne wat saam met sy pa gewerk het. Nou, wanneer hierdie gedeelte praat van ouer en jonger manne, praat hy nie net van hulle biologiese ouderdom nie. Hy praat van hulle ondervinding. So hy gaan na hierdie mans toe heel eerstens, wat ondervinding gehad het, wat vir soveel dekades saam met sy pa geleef en gewerk het. In vers 7 lees ons, en hulle spreek met hom en sê vir hom, as u vandag 'n dienaar van hierdie volk word, en hulle dien, en hulle antwoord, en met vriendelike woorde hulle toespreek, sal hulle altyd u dienaars wees. Daar's 'n paar kenmerke vir wyse stemme, en ek wil jou nooi om notas hiervan te maak, dat wanneer jy en ek ook te staan kom voor besluite, hoe onderskei ons wat wyse stemme is in ons lewe? Die eerste kenmerk is dit, dat 'n wyse stem begin altyd met 'n dienskneg hart. Dis mooi wat ons sien in hierdie gedeelte, dat hierdie manne kom na hom toe en sê vir hom, maar wat jy nou nodig het om te doen, is jy het nodig om hierdie mense te dien. Nie te dryf nie, maar te dien. Met ander woorde, naby aan mense te kom. Hulle hart te hoor wat is hulle versoeke, verhouding te bou met hierdie mense. Vir soveel dekades het hulle ervaar, hulle is net goed genoeg om te werk en om te betaal. Jy het nodig om naby hulle te kom. 'n Wyse stem begin altyd met hierdie dienskneg hart. Tweede kenmerk is, en hier's my 'n groot ding,
Dat 'n wyse stem kyk verby korttermyn gerief en fokus op langtermyn vrug. Dit val my op in hierdie vertaling, en hier is die 53 vertaling waarna ons gekyk het. Hy sê, die ouer manne sê, hulle gaan vir altyd jou dienaar wees. Met ander woorde, moenie net vaskyk in die nou nie. Die besluit wat jy gaan neem, kyk na die vrug wat dit oor jare gaan hê in jou lewe. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer die besluite wat ons neem, kyk ons net na die gerief wat ek nou gaan ervaar. Of dalk die voordeel wat ek nou gaan ervaar. En ons vergeet soms om ook te kyk na, wat gaan die langtermyn vrug wees van hierdie besluit. Nou die laaste kenmerk, 'n wyse stem sal altyd ooreenstem met God se karakter. Dit sal my altyd wys na God. En 'n opsomming van sy karakter is die vrug van die Gees. Hulle praat hier van nederigheid, van diensbaarheid, van vriendelikheid, van liefde. Dis wyse stemme. Maar wat is Rehabeam se reaksie toe hierdie mans dit vir hom sê? Sy reaksie is die volgende, en die Bybel sê in vers 8, hy sê, maar hy het die raad wat hierdie ouer mense vir hom gegee het in die wind geslaan. Met ander woorde, hy het gesê, ek wil nie hierna hoor nie, dis nie wat ek wil luister nie, of wil hoor nie. Hy sê, hy het die raad gaan gevra van die jonger manne, wat saam met hom groot geword het, en in sy diens was. Hier is die dwaase stemme. Net soos wyse stemme ook sekere kenmerke het, die dwaase stemme ook sekere kenmerke, en hier is die kenmerke. Heel eerstens, 'n dwaase stem sal altyd die vlees en trots voed. Dit is baie interessant hoe hierdie mans hom antwoord. Hulle praat in sy ego in. Dis wat hy wil hoor. Dis nie wat hy nodig het om te hoor nie. En 'n dwaase stem sal altyd jou ego bou. Nou, hoe bou hulle sy ego? As jy gaan verder lees, sê hulle vir hom, hulle sê, gaan na hierdie mense toe met hierdie versoek, en sê vir hulle, dat jou pinkie is dikker as jou pa se middellyf. Dis 'n ego stem. Dis asof hulle vir hom sê, maar dis nou jou tyd. Jy het nou nodig om op te staan. Jy het nou nodig om te wys watter tipe koning jy is. Moenie val vir hierdie nederige gesprekke van die ouer manne nie. Wys wie hy is. Hy hoor wat hy wil hoor. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer 'n mens besluite moet neem, watter besluite ook al, as jy lank genoeg vir verskillende mense dieselfde vraag vra, gaan jy eers die antwoord kry wat jy wil hoor. Dis met elke ding in ons lewe. Ek dink aan iemand wat enkellopend is en wat iemand ontmoet, hulle begin te date, en hy of sy begin te voel, maar ek wil dinge verder vat met hierdie persoon. Maar daar's iets in jou hart wat vir jou sê, dis nie die regte persoon nie. Jou ouers, mense naby aan jou sê vir jou, dis nie die persoon vir jou nie. Maar jy wil haar date, jy wil hom date. As jy lank genoeg vir mense gaan vra oor opinies, gaan jy uiteindelik hoor wat jy wil hoor. Ek dink aan iemand, kom ons dink aan nog 'n praktiese voorbeeld. Iemand wat 'n nuwe voertuig wil koop. En jy kyk na jou begroting, en jy besef, ek kan dit nie doen nie. Dis onwys om hierdie besluit te neem. Maar jy wil. En as jy lank genoeg vir mense gaan vra wat hulle opinies hieroor is, gaan jy ergens iemand kry wat vir jou gaan sê wat jy wil hoor. En daarom met hierdie eerste gedagte, dat dwaase stemme voed die vlees en trots. Dat elke keer wanneer ons in 'n vertrek instap, of dit nou by jou werk is, of by 'n familiekring is, waar jy weet, uit hierdie gesprek uit gaan ek nou 'n moeilike besluit moet neem, het ons nodig om hierdie moeilike vraag te vra. Hier is die moeilike vraag. Hoe oop is ek werklik om van opinie te verander? Geef jouself soms 'n punt uit 10 uit.
En baie keer kom ons agter dat ons stap in 'n vergadering in, ons stap in 'n familiegesprek in en ons weet hier moet 'n besluit geneem word, maar ek is glad nie oop vir enige inspraak of verandering van my opinie nie. Ek wil net hê my vlees, my ego, my trots moet gevoed word. Dis 'n dwaase stem. Nog 2 kenmerke. Dwaase stem, kort lewenservaring en perspektief. Het is interessant dat die skrifgedeelte sê dat hierdie was jonger manne gewees en ek wil net weer eens noem, hy praat nie net van hulle biologiese ouderdom nie. Want ek het al jong mense ontmoet wat soveel wysheid het en met soveel wysheid leef. Maar hy praat van manne en Rehabeam hier is 41 jaar oud. Hy praat hier van manne wat geen lewensondervinding het nie. Sy pa was vir 40 jaar lank koning. Met ander woorde, vir meeste van sy lewe het hy in die paleis gewoon. Dis die lewe wat hy geken het. Die weelde en die gemak van die paleis. En nou gaan vra hy die manne wat saam met hom in paleis groot geword het, hulle opinie, hulle rigting. Hulle wat glad nie in voeling is met die res van die mense in die gemeenskap, in die samelewing nie. En daarom hierdie tweede gedagte, is dat ons, wanneer ons gaan vra na stemme, ook om te onderskei, maar is hierdie mense met lewenservaring en met die korrekte perspektief? Of is hulle perspektief ook maar net baie beperk, soos my perspektief, mense wat geleef het in 'n babbel van weelde en van gemak? Laaste gedagte. Dwaase stemme is altyd selfgesentreerd. Altyd. En uiteindelik wil jy en ek kom by 'n plek, as ons praat van onderskeiding, as ons sê ons wil lewens leef, wat belyn is met God se wil ons lewens leef wat God gesentreerd is, nie selfgesentreerd is nie. Ek besef hierdie week weer eens met die politieke spanning wat ons in Suid-Afrika hierdie week beleef het. Dat hierdie konsep van onderskeiding beïnvloed elke aspek van ons lewe. Dit beïnvloed hoe ek werk, hoe ek dink oor mense in Suid-Afrika, hoe ek hierdie politieke wêreld benader, wat God se stem in hierdie amper hierdie kookpunt is ook wat ons beleef in ons land. Wat God se stem is as dit kom by seksualiteit, as dit kom by verhoudings, elke aspek van my lewe het ek nodig onderskeiding te leef, 'n lewe wat belyn is met sy wil en oop te wees vir wyse stemme. Hier's 'n paar gedagtes. Hier teen die einde, en ek wil hiermee afsluit, 2 Kronieke 12 vers 14. As mens dink aan Rehabeam se lewe, hierdie koning, wat op hierdie drempel staan om 'n verskil te kan maak, uiteindelik neem hy 'n besluit, en hy gaan saam met die dwaase stemme. En dit kos hom. Hy besluit om nie mense te dien nie, maar om mense te dryf, nie om te bou nie, maar om te breek. Hy kies intimidasie bo vrede, en in 2 Kronieke dan lees ons uiteindelik wat die uiteinde van sy lewe was. Die skrif sê vir ons, hy, Rehabeam, het gedoen wat verkeerd is, en hy het hom nie daarop toegelê om na die wil van die Here te vra nie. Hoe hartseer. Dat die een stem, tussen al die stemme, die een stem, die nommer 1 stem, wat hy nodig het om te hoor in sy lewe, dit ignoreer hy. En dit bring my by vanoggend, dat die een stem wat jy en ek nodig het om na te luister, is God se stem. Hoe benader ons sy stem? Tussen al hierdie stemme, hierdie oseaan van klanke, na wie se stem luister jy as dit kom by jou huwelik? As dit kom by jou verhouding? Na wie se stem luister jy as jy besluite moet neem oor jou loopbaan, jou studies, jou toekoms, die toekoms van jou kinders?
Na wie se stem luister jy as dit kom by besluite en keuses? Morele keuses. Die wyse stemme? Die dwaase stemme? Waar betaal jy tans daai prys? Nou hier is die wonderlike ding, dat Rehabeam se lewe stop nie daar nie, sy nalatenskap stop nie daar nie, dit kon net daar gestop het, maar daar's 'n goeie nuus, en dis die evangelie. Die evangelie is goeie nuus, dis wat die evangelie beteken. Dat uit Rehabeam word daar uiteindelik, geslagte na hom, nog 'n koning gebore. As jy Matteus 1 gaan lees, die geslagsregister van Jesus, dan sien jy Rehabeam se naam in daai geslagsregister. Dat Jesus word gebore uit sy geslag. Daar's nog 'n koning. En hierdie koning kom na ons wêreld toe, en dis nie 'n koning wat dryf nie, dis 'n koning wat sê, ek het gekom om te dien. Dis nie 'n koning wat koninkryke verdeel nie, want hier is die hartseer nuus, dat na Rehabeam verdeel die Verenigde Koninkryk van Israel in 'n noorde en 'n suide. En van daar af leef daar hierdie twee koninkryke, 'n verdeelde koninkryk. Maar Jesus kom nie om 'n koninkryk te verdeel nie, maar om koninkryk te bou. Om mense te bring van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig. Jesus word genoem die wysheid van God. Jesus word genoem die wonderbare raadsman. In Openbaring word hy genoem die koning van die konings. En daarom vanoggend gaan ons ook saam nagmaal gebruik. En as ons werk met hierdie tema hier in Julie maand op soek na 'n koning, hy is die koning wat ons wil lei en ons lewens wil verander en vernuwe. En ek wil jou nooi vanoggend, soos wat ons saam nagmaal gaan gebruik, hierdie druiwesap wat praat van sy bloed wat vir ons gevloei het, die broodjies wat simbolies is van sy liggaam wat vir jou en my gebreek is. Wil ons nie hierdie nagmaal vanoggend gebruik met hierdie gebed wat Jesus juis gebid het, net voor sy kruisiging. Nie my wil nie, U wil. Nie my wil nie, U wil. En mag ons mense wat te midde van soveel stemme in ons wêreld en ons lewe leef, hoor die belangrikste stem in ons lewe. So kom ons staan, dan gaan ek vir ons saam bid. Here, dankie dat ons vanoggend kan vier dat U die koning van die konings is. Dat wanneer mense uitroep, ek is op soek na 'n koning, dan weet ons, U is die een wat ons lei. U is die een wat vergewe. U is die een wat nuwe lewe kan gee. En ek bid ook dat as daar van ons hier is wat staan op 'n kruispad, wat moet onderskei vir besluite, mag ons vandag ook U leiding en U stem ervaar. Terwyl ons ook van hierdie nagmaal gebruik, dankie dat U U liggaam vir ons gegee het, dat U bloed vir ons gevloei het. Wil ons hierdie gebed echo wat U in daai tuin tussen die olyfbome gebid het, nie my wil nie, maar U wil. Mag U wil altyd gebeur in ons lewens en ook deur ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.